sien toe dat niemand die genade van God verspeel nie, sodat geen wortel van bitterheid opskiet en moeilikheid veroorsaak en baie daardeur besoedel word nie. Vers 15 sien toe dat niemand die genade van God verspeel nie. Genade, ons het al baie daaroor gepraat, is nie goedkoop nie. Dit wat die prys wat Jesus aan die kruis betaal het, is ongelooflik duur. So ek en jy moet ook nie met genade speel nie. Dis iets wat ons daagliks baie kosbaar in ons lewe moet hanteer en moet gaan uitdeel, hierdie geskenk wat ons gekry het. Ons moet God se genade gaan uitdeel. Nou, wanneer ons na Hebreërs 12 kyk, as jy dit voor jou oophou, daai eerste gedeeltes, vanaf vers 4 af, praat hy verskriklik baie familietaal. Hy praat van 'n kind, hy praat van 'n seun, hy praat van 'n vader, hy praat van tugtig. Dit klink baie bekend, né? In ons familie, en veral die wat kinders het, is dit woorde wat ons baie goed ken. 'n Vader wat tug, kinders, ons praat van eerbied, ons praat van respek, ons praat van onderwerp. Familietaal was van die begin van Genesis af, en in die ou verbond en in die Ou Testament, was familietaal nog altyd deel van God se taal. Hy het nog altyd gepraat gemeenskap. Die rede hoekom mense in die oudtyd gehoorsaam moes wees, is sodat daar's grense gestel, daar's wette ingestel vir mense om veilig te wees, om deel van 'n gemeenskap te wees, om 'n volk te wees. In die Nuwe Testament, toe Jesus gekom het, het hy ons vrygekoop aan die kruis om deel te raak van 'n gemeenskap, om deel te raak van 'n familie in Christus, 'n nuwe mens te wees met 'n nuwe identiteit en 'n nuwe DNA. Familietaal was van die begin af God se taal. Ons sien dit in die drie-eenigheid. Ons sien God, Jesus Christus, Heilige Gees, daai gemeenskap wat hulle met mekaar het, is iets wat ons nie net kan doen wanneer ons tyd het nie. Dit is 'n opdrag. Dit is die deel van die DNA van Christus, is familie. En daarom is ons ook geroep om deel van 'n gemeenskap te wees. En julle wat vanmôre hier in die kerk is nie net hier om 'n mooi boodskapie te hoor nie, maar jy's geroep om deel van 'n gemeenskap te wees. Dit sien ons reg deur die Bybel. En ook in die huwelik. Ons gaan vanmôre so vinnig, daar's 'n vers wat ook daarna verwys. Die huwelik is ook hoekom dit so belangrik vir God is, want dit is die bron en die begin van gemeenskap en van community. En ons het 'n baie groot verantwoordelikheid as huwelik spaartjies in die gemeenskap ook. Nou, as jy daar kyk in vers 14, praat hulle van 2 berge, en ek wil gou hê ons moet dit lees met mekaar saam. Vers 14, okay. Dit wat ons nou net daar op die bord gelees het, ek gaan dit sommer net weer 'n keer lees, want dis die inleiding tot vers 18 waar hy van die berge praat. Beywer julle vir vrede met alle mense, as ook vir 'n heilige lewe. Daar sien julle al klaar die 2 goeters, vrede wat ek nou net gesê het, vrede is die genade wat ons vir mekaar moet gee, maar ook 'n heilige lewe. Ek moet ook gehoorsaam wees. En ons gaan regdeur vandag sien, gehoorsaamheid maar met genade, en gehoorsaamheid in genade. Sien net wette nie, maar ook genade, maar die 2 is nie los nie, hulle is soos DNA kromosome wat aan mekaar verbind is. Sorg dat niemand van die genade van God afvallig word nie. Sorg dat daar nie verbittering soos 'n wortel uitspruit, moeilikheid veroorsaak en baie besmet nie. Sorg ook dat niemand sedeloos en goddeloos lewe nie, soos Esau wat vir 1 maaltyd sy eersgeboortereg verkoop het. Julle weet dat hy verwerp is toe hy daarna die seun wou verkry. Daar was vir hom geen moontlikheid om die saak reg te stel nie, al het hy met trane daarna gesoek. Julle het immers nie gekom by 'n tasbare berg met 'n brandende vuur, donderwolke, duisternis, stormwind, trompetgeskal en geklank van woorde nie. Hulle wat dit gehoor het, het gesmeek dat geen woord meer tot hulle gerig moes word nie. Die bevel dat selfs 'n dier wat aan die berg raak met klippe doodgegooi moet word, was vir hulle ondraaglik. So angswekkend was die verskynsel dat Moses uitgeroep het, ek sidder van angs. Klink dit vir julle bekend? Het julle al van hierdie berg gehoor? Exodus. As jy Exodus gaan lees, Moses wat teen daai berg opgegaan het, ek gaan dit nou nie vir ons hier lees nie, maar dis die prentjie, en mense was ongelooflik bang gewees. Hulle het God gevrees, nie uit
eerbied uit nie, maar hulle was bang. En al hierdie wette en hierdie reëls wat hulle moes nakom, het soos 'n swaard oor hulle koppe gehang, want hulle kon net nooit daarby uitkom nie. Hulle kon nie God tevrede stel nie. Dis soos 'n baas, ek weet nie wie van julle het so 'n baas nie. Jy probeer jou bes, maar jy kan net nooit ooit die persoon tevrede stel nie. Dis net, jou baas is nie hier nie, Anna, so jy kan maar smile, né? Nie vandag in die kerk nie. Selfs Moses was bang gewees. Nooit iets reg gedoen nie. En hierdie gehoorsaamheid en hierdie waarheid om deel van die volk en binne God se grense te kan bly, was 'n veilige plek. God het die wette daar gestel vir hulle om veilig te wees, maar dit was vir hulle verskriklik moeilik. Ek wil nie graag by so 'n berg uitkom nie. Ek wil nie graag net donder weer hê nie. Ons het nou daar buite daaroor gepraat, toe die reën so hard geval het. Ek hou nie van sulke harde reën nie. Dit is net so lekker om te sien die son kom hom so nou en dan weer 'n bietjie uit. Dis die berg in die Ou Testament, die ou verbond, wat vreesaanjaend was, wat skrikwekkend was. Nou kom vers 22. Ons is nou deel van hierdie mense wat die Hebreërse brief ook voorgeskryf is, maar julle het wel gekom by Sionsberg en die stad van die lewende God. Dit is die hemelse Jerusalem met sy miljoene engele, by die feestelike samekoms, die vergadering van die eersgeborenes wie se name in die hemel opgeteken is. Julle het gekom by God wat regter oor almal is, en by die geeste van die wat vrygespreek en wat nou volmaak is, by Jesus, die middelaar van die nuwe verbond, en by die besprinkelingsbloed wat van iets beters getuig as die bloed van Abel. Ons het nou deur 'n nuwe verbond by Jesus uitgekom. En ek weet nie as julle die twee berge met mekaar vergelyk nie, die nuwe een is verseker beter. Die nuwe een is vir almal van ons baie beter, want ek hoef nie meer al hierdie wette en al hierdie reëls na te volg nie, maar ek moet steeds vir Jesus Christus in my lewe volg. Geloof en gehoorsaamheid en genade. Geloof is gehoorsaamheid en genade, maar die waarheid met genade. En baie belangrik, dit is nooit net vir onsself nie. Dis 'n genade wat ons moet uitdeel. En daaroor gaan ons vanmôre in Hebreërs 13 kyk, waar hy praat van die Christelike lewenswandel. Hierdie genade wat ek ontvang het, dankie tog Jesus Christus het dit aan die kruis vir my bewerkstellig, maar ek is geroep vir 'n gemeenskap van genade, waar ek dit elke liewe dag gaan uitdeel, vir 'n familie. En ons gaan 'n bietjie daarna kyk. En ons sien dat dit steeds kom met 'n opoffering, sacrifice. Elkeen van ons wat vanmôre hier sit, ons hoef nie meer 'n lam te bring om geoffer te word nie. Jesus Christus het aan die kruis vir ons gesterf, maar opoffering beteken minder van myself. Ek is nie meer 'n selfsugtige wesen wat net aan myself dink nie. Ek is hier om uit te reik in 'n gemeenskap te vorm in Christus. En dit gee vleis en vel en been aan God se genade. Dit stort ook 'n bietjie bloed. Dit beteken ook, ek moet ook 'n bietjie rou wees, ek moet ook 'n bietjie myself blootstel, ek moet broos wees, ek moet out there wees. En dis die sacrifice waarvoor ons vandag geroep is. Dis nie 'n maklike taak nie. Dit's makliker as al die wette wat ons moes navolg en die lamme wat ons moes geslag het. Maar dit kos van my ook om 'n bietjie bloed te vloei vir die mense rondom my en naby aan my. 'n Nuwe DNA. En ek dink as ons hierdie kruis sien, dat dit ons berg is, en dis wat van ons verwag word, dan het elkeen van ons vandag ook 'n kruis om te dra. 'n Opoffering. Dit is nie altyd maklik om aan te trek en na jou community toe te gaan. Dit is baie makliker om by die huis in die oggend te sit en te bid en Bybel te lees. Kos 'n bietjie moeite om op 'n Sondagoggend hier te wees. Kos 'n bietjie moeite om uit te reik na jou buurman waarvan jy nie baie hou nie. Kos 'n bietjie moeite om by iemand in te check en te vra, gaan alles nog alright? En ons gaan vanmôre net weer onsself daaraan herinner hoe belangrik dit is en dat dit nie 'n opsie is nie, maar dit is waarvoor ons geroep is. Die genade aan die kruis kan jy nie regtig verstaan voordat jy nie by iemand om 'n tafel moes gaan sit het en dit moes gaan uitdeel het of ontvang het nie. En as die kruis vir jou, dit wat ons Vrydag baie na gaan kyk met die nagmaalsdiens met Goeie Vrydag, as die kruis net is, Jesus het gesterf en dankie tog vir genade. Wat is genade? As genade nie prakties, rou, elke liewe dag deel van ons lewe is nie. Dit bring ons by hoofstuk 13, 'n gemeenskap van genade. Ek gaan kyk of ek actually slides het. Dis hy. Ek het. Alright.
Gemeenskap van genade. Net as ons weer 'n bietjie terugspring, ek spring 'n bietjie rond, Hebreërs 12 voordat ons by 13 uitkom, 12 en 13 sê hy, daarom tel op die slap hande en die lam knieë. Ons raak moeg en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat lam is nie dalk mag swik nie, maar eerder gesond kan word. Ons is daar om mekaar te dra. As jy hinkeping moet loop, dan is daar iemand wat jou op die regte pad gaan bring. Dan sê hy vers 28, daarom, terwyl ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en God daardeur op 'n welgevallige wyse dien, met eerbiedige onderworpenheid en ontzag, want ons God is inderdaad 'n verterende vuur. Dit vat nie weg, die genade aan die kruis vat nie weg aan God se gehoorsaamheid, sy vrees wat hy in die Ou Testament afgedwing het nie, hy's nog steeds daai selfde God. En daarom moet ons hierdie opdrag verskriklik ernstig opneem, hierdie verantwoordelikheid wat hy vir ons gegee het, ernstig opneem. Dis nog steeds 'n opdrag van God om deel van 'n gemeenskap te wees en om op sy manier eerbiedige onderworpenheid te kan toon aan hom, onderworpe aan hom te wees. Groot woorde wat beteken ons moet submit aan die Here. Ons moet onsself opoffer, minder van myself en meer van Christus. Gemeenskap van genade. Nou 'n gemeenskap van genade is 'n dinamiese, lewende uitdrukking van God se onverdiende guns. Hou 'n bietjie daai in jou agterkop. En dis 'n voorsmaakie vir elkeen van ons van hoe dit in die hemel gaan lyk. Ons oefen nou al vir die gemeenskap wat ons daar met mekaar gaan hê in die ewige lewe. En dis 'n tafel wat Jesus vir ons voorberei waarby ons moet kom sit. Dit praat van eenheid. Dit praat van ons is hier om 'n community te bou, om te groei. Vergifnis, diens, getuienis. Al hierdie woorde. En ons gaan vanmôre dit nou uitpak uit hoofstuk 13 uit. En as jy jou Bybel oop het, begin dit daar by vers 13, as broers, ek dink ek het dit op die bord gesit, as broers. Okay, die broederliefde moet bly, ek gaan hom hier by my lees. As broers, moet julle mekaar altyd lief hê. Ek's nou in hoofstuk 13 vanaf vers 1. Moenie nalat om gasvry te wees nie, want deur gasvry te wees het sommige mense, sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves. Dink aan die gevangenes, asof julle self ook gevangenes is, en aan die wat mishandel word, asof julle self ook mishandel word. Ek gaan net eers daai 3 verse lees, julle kan daar op die bord kyk, en dan gaan ek dit uitpak. Vers 1 praat hy van broederliefde. Dis die woordjie philia in die Grieks, wat beteken 'n vriendskapstipe liefde. Ek weet jy sien baie jou broer is nou nie eintlik jou vriend nie, maar dis hoe dit veronderstel is om te wees. Praat van 'n vriendskapsliefde. So heel eerste praat hy hier die liefde vir ons baie naaste, vir die mense wat saam met my in die huisgesin is, wat my broers en my susters is, intern, 'n broederlike liefde. Nou in 'n familie is mense veronderstel om met mekaar te deel. Jy het die reg om in 'n familie aan die tafel uit die ander persoon se bord uit te eet. My familie verstaan nou nog nie daai nie, maar ek het die reg om die vleis daar te mag vat, want dis wat familie beteken. Dit beteken ons deel met mekaar rou goed. Ons loop saam heeldag verby mekaar. Ons mag by 'n kombuistafel sit, al pak my oudste nog steeds die papbokse dat niemand kan sien hoe hy eet nie. Jy is geregtig daarop om met mekaar te deel. Jy sien die slegste van mekaar. Jy sien die beste van mekaar. Jy sien wanneer iemand hartseer is, wanneer die deure toegeklap word. Ons bly baie tyd met mekaar saam. Daar's 'n intimiteit. Grense, sien julle weer die wette van die Ou Testament, daar's grense, daar's 'n veilige omgewing, ons noem mekaar familie om hierdie tafel, daar's 'n veilige gemeenskap, maar ons het 'n openheid. Ons privaatheid is daarmee heen. Ons probeer daai deur toemaak, maar jy weet, jy kan nie. Sien, daai badkamer is in die deur klop, dis maar familie. Dis wat ons van mekaar sien. Grense, maar 'n openheid. Ons is in mekaar se spasie. Ons stamp en ons stoot en ons skaaf aan mekaar. Family fights. Julle weet hoe kom family fights. Ons kom nie oor die weg nie, ons hou nie altyd van mekaar nie, maar steeds het ons 'n mate van verantwoordelikheid en verbintenis teenoor mekaar. Dis wat familie is. Iemand het vir my vertel, haar dogter is nou universiteit toe en dis verskriklik, sy het nou hierdie kamermaat wat deel is van 'n tweeling. Nou die een tweeling bly nou saam met haar in die kamer en die ander tweeling bly nou op 'n ander vloer. En sy sê dit is wel verskriklik want hierdie tweeling is nou gewoond aan
tweelinge deel alles in die huis met mekaar en hierdie een sê as sy haar shampoo soek, kan sy nie eens by my suster op die 4de vloer, dan sê sy soos, dis verskriklik. En dan soek sy haar haardroër, o nee, dis hier onder die bed. O, daai is my toppie wat jy aan het. Baie openlik. Dis vir ons baie verskriklik. Hoe kan jy met iemand deel? Wanneer Christus ons roep om geestelik deel van 'n familie te wees, beteken dit, ek weet nie waar het ons die idee gekry dat ek privaat, my geloof is privaat en persoonlik en is net myne nie. Jy moet dit gaan uitleef met 'n openheid. Soos 'n broer en 'n suster met mekaar kan deel, so moet ons oop lewe. Dis nie net vir jou nie, dis nie iets wat jy in jou kas wegberg en wat net jy mag gebruik nie. En iewerste wil ek vanmôre net weer eens ons daaraan herinner dat ons geestelikheid, ons spiritualiteit in Christus vra van ons om oop te lewe met mekaar. Baie ons persoonlikheid en privaatheid moet 'n bietjie blootgestel wees. Die van julle wat privaat persone het, ek is baie jammer vir julle. Privaat persone ek is baie jammer vir julle. So dis die eerste aspek van Christen gemeenskap van genade. Die tweede een sê hy moenie nalat om gasvry te wees, want sommige mense het, waar was ek nou, moenie nalat om gasvry te wees nie, want deur gasvry te wees het sommige mense, sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves. Hierdie verwys baie na Genesis 18, na Abraham, hy praat hier van philoxenia, dis die teenoorgestelde van xenofobia, wanneer jy 'n vrees het vir vreemdelinge, hierdie beteken, moenie vrees vir vreemdelinge nie, jy moet jouself oopstel vir vreemdelinge. Julle weet in Genesis 18 kom dit daarvandaan wat Abraham, 2 persone wat ingekom het in die tent en met hom kom praat het, en hy was, dankie tog gasvry, sy tent oopgemaak, vir hulle lekker iets gegee om te eet, en later uitgevind het was 2 engele, wat 'n baie belangrike boodskap vir hom gebring het. Woordjie engele, weet julle in die Bybel, boodskappers, mense wat oor ons pad kom, wat van God afkom, van Christus. Ek het hierdie week ook weer na 'n boodskap geluister, waar iemand gesê het, hy in die, waar hy verdwaal was, sy GPS het nie gewerk nie, en hy's in hierdie straat, in 'n verskriklike area, en hier is 'n persoon langs die pad met 'n kierie, dit klink soos Wollaar stories, 'n persoon met 'n kierie, en die persoon sê vir hom, vat hierdie pad, en hy sê toe hy wil omdraai om die persoon te groet, dis die persoon nêrens. Mense wat oor jou pad kom, wat jy nie ingenooi het nie, maar wat verskyn van die Here af, maar met wie jy deel familie, wat 'n boodskap vir jou het, wat jou wil inroep in die familie van Christus in. Dit beteken ons moet altyd vriendelik wees, nie net met die mense wat ons ken nie, maar ek moet beskikbaar wees, ek moet blootgestel, myself blootstel en beskikbaar stel, sodat God se genade deur ander mense in my kan invloei. En ons lees hierdie versies, dis goedjies wat ek moet gaan doen. Julle gaan nou vanmôre weer sê, ag, dankie tog, ek is nice met die mense op die straat, ek is deel van 'n kerk, ek is deel van 'n gemeenskap, ek gee vir die armes, ek skink koffie op 'n Sondag. Hierdie is meer as dit. Hierdie beteken ek stel myself bloot om iets te kan ontvang van die Here af, om te groei, om te verander, nie net iets wat ek gaan uitdeel nie. Want baie van ons wat hier sit is te trots, hou hierdie front voor, doen 'n klomp nice goeders, maar jy het nog nie regtig jouself met die Here gekonfronteer met sy genade en besef watter sonde het ek en watter klad het ek op my lewe, identiteit waaraan ek my koppel, wat moet losgebreek word nie. Dis wat gemeenskap aan ons doen. So vreemdelinge beteken, julle sal in Lukas ook onthou, die Emmausgangers, wat geloop het, en toe was dit Jesus self, wat langs hulle gestap het, wat hulle nie eers geweet het nie. Dit beteken ek moenie vir engele gaan soek nie. Hierdie is nie, kom ek gaan kyk waar kan ek help en vreemde mense miskien nooi vir ete nie. Hierdie is ek is beskikbaar sodat engele oor my pad kan kom. By die 60+, Tannie Ronel en Tannie Denise het vertel, hulle het geëet, die ou mense almal daar by Wille Eend, en hulle het baie lekker by hierdie tafel gesit en gesels, en toe hulle wil opstaan, toe kom daar 'n man wat vir elkeen van hulle 'n roos gebring het, uit nêrens uit nie, en gesê het julle rekening is betaal. Dalk het jy hulle in 'n winkel ook gekom, en ewe skielik is daar net iemand wat intree en sê, ek sal hierdie vat, ek sal dit vir jou betaal. Vreemde mense met wie ons skouers skuur, wat ons nie noodwendig van hou nie, wat ons nooit normaalweg sou gaan uitreik het na nie,
maar wat die Here oor ons pad stuur, en wat ons niks terug van verwag nie, maar wat genade is. Dit gaan nie oor hulle nie, dit gaan oor my. Vers 3 praat hy van mense in die gevangenis, en hier verwys hy na die sosiale ongeregtigheid, en dat ons daarvoor moet omgee, mense wat onderdruk is. Daarom sê hy nie, jy hoef hulle te nooi vir ete nie, so moet nou nie 'n ou van uit die tronk uit gaan, dink jy moet hom nou nooi vir ete, of hierdie straatman nie buite nie, jy hoef nie dit te doen, die Bybel sê jy hoef nie, maar ons moet omgee vir hulle. Ons moet 'n hart hê vir die onderdruktes wat sosiaal onderdruk is. Daai 3 goed. Dis wat dit beteken om 'n gemeenskap van genade te wees. Dan kom hy nou 'n bietjie verder by vanaf vers 4 af. En hierdie is nogal taaf. Hier wil ek hê met ons bietjie stil staan. John Piper het 'n boek wat presies hier oorskryf. Jy sal sien in vers 4 en 5 en bietjie aan praat dit oor money, sex and power. Daai 3 goeters. En ek dink hierdie ander is nog vir ons baie maklik, maar hierdie is iets waarmee elkeen van ons op een of ander manier in ons lewe gekonfronteer word en mee sukkel en dalk toesmeer en najaag en graag dit in jou lewe wil beheer uitoefen. Op een van hierdie 3 maniere gebruik jy dit om beheer in jou lewe uit te oefen. Hy sê in vers 4, die huwelik moet deur almal eerbaar gehou word. Wees in die huwelikslewe getrou aan mekaar, want ontuchtiges en egbrekers sal onder die oordeel van God kom. Hou julle lewe vry van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper, ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Vers 4 praat hy van seks voor die huwelik, tydens die huwelik, enige iets wat buite die huweliksgrense is. En in daardie tyd was dit baie vreemd geweest. Onthou in die Romeinse ryk was hulle ongelooflike selfsugtige mense geweest. So hulle sal eerder 'n klomp verskillende vrouens gehad het, eerder verskriklike seksuele dade met mekaar gedoen het, as om 'n tafel met mekaar te sit en saam te eet. Baie selfsugtig geweest. En as jy mooi daaroor dink, dat enige seksuele aktiwiteit wat nie binne die huwelik plaasvind en binne daai veilige omgewing wat die Here vir ons geskep het nie. Onthou as ons nou oor die wet gepraat het ons gesê die wet is daar vir veiligheid. Die familie is daar vir veiligheid, grense, maar waar ek 'n openheid met mekaar kan hê. So die huwelik en geld en mag is deur God daar gegee vir ons vir die gemeenskap, vir die opbou van die koninkryk. Dit is nie van self sleg nie, maar dit is sleg wanneer ons dit nie aanwend volgens God se wil nie. En as jy mooi daar gaan kyk, dat enigiets wat buite daai grense gebeur, is selfsugtig. Dan doen ek dit vir my eie ek. Hier praat ons nou van pornografie, ons praat van homoseksualiteit, ons praat van egbreek, ons praat van verskillende goeters wat hier staan. As ek dit nie binne God se grense doen nie, is dit eintlik gaan dit oor myself en om myself te bevredig of om iets te doen wat buite die wil van God is. En dis nie ons identiteit nie. God sê hy sal daaroor oordeel. Vers 5, dieselfde met die geld. Die geld wat ek ontvang het, is ook nie vir my om mag en beheer in my lewe te kan hê nie, maar dit is om dit vir ander mense iets te kan doen. Nou hierdie is vir my baie, ek wil so 'n oombliekie daarby stil staan, want ek dink almal van ons, as ons mooi daaroor gaan dink, dan is ons iewerste word ons gekonfronteer met hierdie donker netwerk van korrupsie en bedrog en egbreek, homoseksualiteit, huwelike wat verbrokkel, klomp sulke dinge, wat ons of te skuldig is, of te skaam is, of te trots is, om daaroor te praat, of dit daar te sit. Ons bou hierdie mure, identiteit, dit raak jou identiteit. Dis al waaroor jy praat, en dis al wat jy voor jou hou. Maar hierdie skuld en hierdie skaamte en hierdie trots, sê die Here, in 'n gemeenskap van genade moet dit afgebreek word. Dit moet aan die lig kom. John Piper praat van living in the light, en ek dink baie van ons dis baie sleg as jy uitgevang word, of is baie sleg as jy skielik in 'n verskriklike krisisposisie beland en jy verloor jou werk of jy verloor jou huwelik as gevolg van goeters wat gebeur het wat aan die lig kom. Maar dis die heel beste ding wat met ons kan gebeur.
Dis die heel beste ding wat met ons kan gebeur, is dit aan die lig kom. Want dan kan God se redding regtig in ons lewe. Sy genade wat ons aan die kruis gesê het, wat 'n ongelooflike abstrakte term is, dan word dit reël in my lewe. En dit gaan nie oor ek wat gesond word daardeur of wat genees word nie, maar dit gaan oor ek ontmoet die geneesheer. Ek ontmoet vir Jesus Christus werklik in my lewe. En ons het so 'n praatjie Vrydag bygewoon, ek en Jaco, oor disippelskap, wat eintlik ongelooflik belangrik is, want dis wat dit ons na roep. 'n Gemeenskap van genade is disippelskap. Dit sê ons moet bereid wees om onsself oop te stel en broos te wees en hierdie goed vir mekaar te kan sê. Die kerk moet die veiligste omgewing ever wees. Maar ons stap hier in, ek wens eintlik ons het 'n scanner gehad wat daar by die deur, as Tannie Poppie jou groet, kom jy by die deur in en dan sê, dalk het jy nou by die huis beklei. Dalk het iemand in die boonste kamer geslaap en iemand onder op die bank geslaap. Die kinders is lelik geskel vanmôre en vloekwoorde uitgedeel. En jy kom hier in en Tannie Poppie sê vir jou, hoe gaan dit? Prys die Here, mag die Here by jou wees. Ja, Tannie. Dit gaan goed. Dis wat ons doen. Ons voel nie eers veilig, okay, en ek moet nou nie vir Tannie Poppie al julle dinge kom uitlap nie. En moet ook nie in die kerk opstaan en dit almal net hier verkondig nie. Ek kan ook nie hier voor staan en alles sê wat in my lewe verkeerd is nie. Dis ook nie die plek nie. Ons moet by mekaar uitkom, ons moet iewers iemand kry met wie ons broos genoeg kan wees, om so te kan sit en regtig te kan veilig deel. En weet julle wat? Die mense gaan daaroor skinder. Dis wat ons doen in Windhoek. En weet jy wat? So what? Hulle kan oor jou praat en oor jou skinder, maar jy het jouself blootgestel aan God se genade en dis wat jy daardeur ontvang en jy deel dit uit, is daai genade. Ja, dit is nie lekker nie, ja, dit is seer, ja, dit is moeilik, maar jy kan nie daai genade in jou lewe prakties ervaar voordat jy nie bereid is om dit te gedoen het en jouself daaroor blootgestel het nie. En toe ons hierdie disippelskap kursus gepraat het, is dit so mooi om te dink, baie van ons identiteit lê met hierdie groot probleem wat jy het, wat soos 'n berg in jou lewe lê, en dit vul jou hele bubbel. Maar as ons bereid is om dit te begin afbreek, gaan ons agterkom, ek het eintlik baie meer issues, as net hierdie groot ding, waaroor my hele lewe gaan. Dalk is dit 'n drankverslawing, dalk is dit 'n, weet jy waarmee jy sukkel nie, maar dis soos jou ding. En as jy met iemand gaan praat, gaan jy besef, daai is daar. Dit gaan dalk nooit weggaan nie. Die Here gaan dit nie wegvat nie. Maar jy gaan agterkom, ek het eintlik 'n klomp goeters in my lewe wat verkeerd is. Maar God se genade, my identiteit lê hier. En daarom daai goedjies is 'n klein deeltjie daarvan. God se genade is groter vir ons. En dis die spasies wat ons vir mekaar moet begin vul. En as ons nie vir Jesus Christus vir mekaar gaan wys en gaan wees nie, gaan mense nooit by Jesus Christus uitkom en nooit regtig gesond kan word as gevolg van dit nie. Die hartseer ding is, as ons nie bereid is om te praat nie, verloor jy jou storie. Jy verloor jou testimony. Jy verloor jou getuienis. En in Openbaring sê daar, dit waarheid en getuienis, ons gaan getuig van die waarheid, maar ek het niks om die waarheid oor te getuig nie, want ek het nie meer my storie nie. En God wil in jou storie kom intree, en daar genadig wees, maar as ek nie meer 'n storie het nie, as ek hierdie storie lewe, is daar nie meer waarheid in my lewe nie, is daar ook nie genade in my lewe nie. Ek wil afsluit, is dit? Ja, van die tyd sê so. Ek wil eintlik baie lank hieroor praat. Want dit praat 'n bietjie oor vulnerability, en ons weet hoe belangrik is vulnerability, en dalk is dit vir vrouens makliker om vulnerable te wees. Mans hou nie daarvan om te praat nie, en hulle is nie, dalk is ek nou stereotypies. Maar vulnerability, 'n broosheid, wat nie swakheid beteken nie, maar wat beteken, as ek bereid is om myself oop te stel, dan eers kan daar dinge in my lewe gebeur. So hoe kry ek dit reg? 'n Gemeenskap wat nie oordeel nie, want niemand van ons voel veilig genoeg om met mekaar te kan deel nie, nie eers die kerk is veilig genoeg vir jou om te deel nie. So hoe is ons 'n gemeenskap wat nie oordeel nie, maar wat inklusief is en eksklusief? Ek is oop vir mense om te kom, maar ek hou ook alles by mekaar. En ek wil jou daaraan herinner, dat jy dit nie alleen gaan regkry nie, maar net in 'n gemeenskap met God. En om in 'n gemeenskap met God te wees, moet ek in 'n gemeenskap met ander wees, want dis waar ek God prakties gaan sien. Daai baie mooi versie, as jy in jou Bybel weer teruggaan, ons het dit nou vinnig gelees,
In vers 5 staan daar, ek dink geld, ek dink seks, ek dink mag, ek dink al hierdie dinge gaan vir my beheer gee, gaan vir my beter laat voel, gaan my tevrede stel, want ons wil niemand alleen wees nie, ons wil almal behoort. Ons het inherente behoefte om te behoort aan 'n gemeenskap, en nou behoort ek aan 'n verkeerde gemeenskap, wat ek dink 'n gemeenskap is, wat ek dink my gaan bevredig. En hier sê dit baie mooi, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. En as jy dit direk gaan vir daai Griekse taal gaan kyk, dan word dit, dis nie net, ek gaan jou nooit verlaat en ek gaan altyd by wees, sê die Here, en dit sê, ek sal nie jou, ek sal verlaat, ook nie jou, ek sal in die steek laat. So klomp nies, dit is Afrikaanse les, nee. Dis soos dubbel, trippel, nie, ek sal jou nooit ever verlaat nie. Want God is 'n God van gemeenskap. So dis soos 'n double assurance. Jy hoef aan niks, jy kan aan my vashou. Ek gaan jou nie verlaat nie, want ons stap saam hierdeur. En dis wat ons vir mekaar kan wees. Dis wat Christus wil hê ons moet vir mekaar moet wees. Al het jy 1 of 2 of 3 mense met wie jy so oop en blootgestel kan wees, dan is dit wat die Here van ons vra. Hy gaan ons nooit verlaat nie. Mense gaan jou teleurstel, maar hy gaan altyd daar wees, en hy het gekom om gemeenskap te skep. Ek wil laastens vir ons net 'n paar praktiese goed gee, sodat ons kan dink, maar hoe begin ek nou om so 'n gemeenskap te gaan lewe? En julle weet hierdie goed. Ek dink baie van ons wat hier sit, doen dit reeds outomaties. Baie van ons is klaar daar, waar ons dalk al uitdeel vir die armes, waar ons dalk al betrokke is by gevangenisbediening, waar ek diens lewer hier by die kerk, waar ek dalk in 'n klein groepie is, en 'n mentorskap is. Maar vanmôre is daar vir jou 'n nuwe vraag wat jy vir jouself moet kom vra. Is jy alself gekonfronteer met die absolute waarheid in jou lewe? Want voordat ek kan gaan uitdeel, begin dit by my. Ek moet die genade ontvang elke liewe dag in my lewe. En ek dink nogals, dis wat Fresh uniek maak. Ek wil nou nie bemarkingsadvertensietjie daar uitsit nie. Maar dis wat ons lekker maak. Ek gaan by baie plekke, en ons is by baie ander gemeentes ook betrokke, maar dis vir my so lekker om te weet, ons kan mekaar in die oë hier kyk, ons kan mekaar groet, ons is nog op baie vlak waar ons regtig alles met mekaar bespreek nie, maar ons is verhoudingsgedrewe, en ons is op pad na dit toe, en ek hoop regtig dat ons die vrymoedigheid gaan hê om dit meer met mekaar te kan doen. Ek self het al beleef, hier in hierdie gemeenskap, in tussen hierdie mure, mense met wie ek bereid is om oop en eerlik te kan wees, en ongelooflike liefde en genade ontvang, en steeds waarheid, want dis waar die Here wil hê ons moet uitkom. Dis absoluut bevrydend, en dis waant ons moet beweeg, om dit te kan doen. So ek sê nie vir jou, gaan verkondig het op die straathoeke, en vertel nou vir almal alles wat jy al ooit gedoen het nie, en verwag dat jy liefde en genade gaan ontvang nie, dit werk dalk ongelukkig nou nie so nie, maar begin om iewers te jouself bloot te stel, om dit te kan doen. 5 goeters, wat ek daar opgesit het. Dit begin hier, by 'n vulnerability. Ek lees gou, julle ken Brené Brown, skryf baie oor vulnerability, ek wil net gou daai quote lees. I mean, vulnerability is very simply defined as uncertainty and risk. Ons praat baie oor boldness hierdie laaste tyd, in ons gemeenskap, in ons gemeente, en dit is 'n bietjie van 'n risiko. And emotional exposure, it's the effect or emotion we feel in times of great uncertainty, risk, and when an emotional exposure just means I put myself out there. And so the first thing we have to do is to dispel that notion. We are raised to believe it's important to be brave. Ons wil almal braaf wees, but then we taught not to be vulnerable. Jy kan nie braaf wees nie, jy kan nie confidence hê, voordat ek nie ook eers bereid is om weak en broos te wees nie. If you're not all in, met ander woorde, ek gee nie alles, ek sit nie alles op die tafel nie. If you're not putting yourself out there, you just can't be brave. En baie keer in ons werk, dink ek, ons hou hierdie skerm voor van sukses en van trots en van alles doen ek perfek en hierdie perfeksionisme. En dis hoekom ons werk vir ons
ons is nie reël nie, want ons gee nie onsself en ons waarheid daar nie. Die tweede een is, hê nie Christen vriende, wat weet jy is 'n Christen en waarvoor jy staan. Ek dink die eerste een om 'n binnekring te hê van mense wat gelowiges is, maar ek moet ook nie Christen vriende hê, mense wat ook verkeerd doen, wat dalk ook nie my waardes deel nie, maar met hulle pad stap. En dis nie slat iemand met 'n Bybel oor die kop en forceer die waarheid op hulle af nie, maar bereid wees om by sulke mense net jouself te wees, jou brose, beskikbare, blootgestelde self, en hulle weet waarvoor jy staan, maar jy's nog steeds nice met hulle, en jy's nog steeds deel van hulle lewe. Derdens, omring jou met 'n klein groep van gelowiges. Ons wil nie klein groepe hê nie, want ek is bang, ek vertel my storie en dan lê dit die hele windhoek vol. Ons moet iewerste by mekaar begin groei, by mekaar begin leer, mekaar begin skaaf, al hou ek nie van al die mense nie, maar ons moet mekaar begin shape. Ek moet prakties iewerste betrokke wees. Dit hoef nie 'n klein groep te wees waar ons net Bybelstudie doen en waar ons die Bybel lees nie, maar waar ek bereid is om my suffering en my storie te vertel. Ons moet dit by mekaar uitkom. Raak vrywillig betrokke by 'n bediening, waar ek nie betaal word nie, maar waar ek my hart deel. Ryk uit na jou bure. As jy in 'n kompleks bly, woonstelblok, moet jy maar van die mense so nou en dan 'n bietjie nooi. Hulle gaan in elk geval nie kom nie, maar ten minste het jy hulle genooi, né? So gaan klop. Sê nooi die buurman vir hy gaan nie ja sê nie. En ja, gaan sê net hallo. Dis mense wat onmiddellik is, wat ek nie altyd voorlus is nie, maar wees nice. Nooi iemand kerk toe en dan sommer ook vir ete daarna. Ons is bang om dit te doen. Ons leef nie daar buite dit uit nie. Gee om vir die verdruktes, die vreemdeling, die een van wie jy nie hou nie. Om hulle ook te nooi. Op die ou end word daai vreemdelinge dalk die engele en dalk die familie in jou lewe en dan sit hulle by jou tafel. As jy nou skielik genooi word deur iemand, dan weet jy jy's nou iemand van wie jy nie gehou het nie. So moet nou maar nie dit doen nie. Baie belangrik, vers 7, dink aan julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het, let op hulle lewenswandel tot die einde toe en volg die voorbeeld van geloof wat hulle gestel het. Ongelooflike verantwoordelikheid wat hier gestel word vir predikers, vir leiers. En dan vers 17 moet julle asseblief nie vergeet, julle voorgangers, dis nou ons wat hier voor staan, hou wag oor julle lewe en moet aan God rekenskap gee. Wees gehoorsaam en onderdanig aan hulle, want dan sal hulle hulle werk met vreugde kan doen en nie kla nie. Anders het dit vir julle geen nut nie. So nooi ons asseblief vir ete, maar nie vandag nie. Ek reis Suid-Afrika toe nou. Baie belangrik, asseblief, maak ons werk vir ons makliker, né? Moenie dat ons suffer nie. Moenie dat ons aanhou om van genade te praat, maar dit kom nie terug nie. Ons het ook nodig om onsself te kan wees en mense te kan wees tussen julle en met julle te kan gesels en te kan praat. Baie belangrik. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie dat ons vanmôre net kan besef dat U ons roep met 'n baie spesifieke opdrag om 'n gemeenskap van genade te wees. Dit klink baie wollerig, dit klink baie abstrak. En ja, ons is dankbaar vir die genade wat U vir ons aan die kruis bewerkstellig het. Maar Here, dit kos bloed, dit kos vleis en vel en been. En ons moet dit lewe, prakties elke liewe dag. Ons het nog net so op die bokant van dit geraak. Ons is dalk betrokke by 'n bediening, ons gee vir die armes kos, ons is vriendelik in die straat. Maar Here, dit vra baie meer van ons. Dit vra om gekonfronteer te word met die waarheid in ons eie lewe gereeld. Dat ons broos genoeg sal wees om te kan deel ons swakhede, dit wat ons sukkel, om bereid te wees om ons harte oop te stel. En dit is nie altyd lekker nie, Here, maar ons weet dis al hoe ons die genade in ons lewe kan ontvang en hoe ons dit kan gaan leef en kan gaan wees daar buite. Wil U ons 'n gemeenskap maak wat broos genoeg is om met mekaar te kan deel, genade genoeg is om mekaar te omarm en gehoorsaam genoeg is om mekaar te herinner aan die waarheid. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, alleen uit U genade. Amen.